Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. So die voordeel met die Ankole is, dit is 'n absolute Afrika bees. Hulle is ontsaglik gehard. Hier waar ons boer in Bella Bella in die Warmbad omgewing, ons het elke moontlike diere siekte en bosluise en parasiete hier wat jy kan glo en nie glo nie. Goed wat al uitgevind is en nog nie uitgevind is nie. So die Ankole is geweldig gehard. Hulle is absoluut bestand teen hartwater. Ons het nog nooit moeilikheid gehad byvoorbeeld met hulle met galsiekte met hartwater, met rooiwater nie. Wat 'n groot probleem is onder die Europese diere. En dit is hoekom meeste ouens in ons omgewing teel met wild. So dit is een van die unieke goed. Die mark vir Ankole is geweldig anders as die mark vir wild. Ek maak grap daaroor, ek sê die Ankole is die Louis Vuitton van die beeste en dit is werklik so. Die Ankole is absoluut geskik vir of 'n ekstensiewe teelwerk waar jy 'n bil of bulle met koeie het wat ekstensief in die veld loop. Hulle doen baie goed op marginale veld, so jy het nie uitstekende veld nodig om hulle werklik goed te laat doen nie. Ons het 'n baie spesifieke program wat gevolg word. Die diere word in die oggende gevoer. Ons doen ons eie voermengsel hier op die plaas. En hulle word in die oggend gevoer, dan is hulle in die veld die hele dag lank en in die laatmiddag kry hulle weer 'n aanvulling van die voermengsel. Dit bestaan essensieel uit gras, bietjie melasse, bietjie ons het soms lucerne en ek kyk maar na die tyd van die jaar. Op die oomblik het ons 'n fantastiese seisoen gehad. So die gras buitekant is nou baie goed. Maar wat ons ook doen is ek het heelwat ontbosting gedoen by my op die plaas en ek het ariesgras geplant. Van Brasuda se ingevoerde gras uit Suid-Amerika uit. Fantastiese gras vir die beeste. Dit help ontsaglik met hulle voer en om ons voerkoste af te bring. So dit is essensieel om goeie kwaliteit voer ook te hê, alhoewel hulle goed kan doen op die marginale gras. As jy teel soos ons in 'n baie intensiewe program, is dit noodsaaklik dat die beeste se kondisie absoluut optimaal is. Dan is die voer ook belangrik. Ons is in die proses nou uit die vereniging se uit die beestelersgenootskap se oogpunt is ons besig om 'n vleisskema te ontwikkel. Daar moet 'n groter mark wees vir die jong bulle en om seker te maak dat daai kwaliteit van die vleis goed en korrek is dit belangrik om seker te maak dat hulle goeie gras inhoud inkry. So die ariesgras in daai opsig help ons ontsaglik baie om die kondisie van die diere mooi te bou. Ons doen ook tef aanplanting, sodat daar in verskillende tye van die jaar goeie gras is wat hulle kan benut. So die horings is baie interessant. Die horings, mense vra altyd, het hulle vreeslike sterk nekke, want hulle het hierdie verskriklike horings. Maar hulle horings is essensieel hol binne-in. Daar's 'n netwerk van are, en in die areas waar hulle voorkom in Uganda, baie naby aan die ekwator, is dit geweldig warm. So hulle horings is deel van hulle termoregulering wat plaasvind. Hulle bloedvloei gaan deur hulle horings, volg deur hulle horings en dan koel dit hulle af. So dis 'n meganisme vir hulle om hulle self af te koel. So die horings is nie solied nie. Dit werk eintlik baie goed met hulle. Dis nie so groot kwessie hier in Suid-Afrika waar ons nie dieselfde hitte het nie, maar ja, dit is een van die voordele van hulle. So vir ons is die Ankole 'n natuurlike toevoeging gewees met die wild. So byvoorbeeld, dit is baie bekend die wildbedryf, daarsoos die teelingskante daarvan waar ouens die beste doen om goeie horing lengtes in te teel en dis meer. Daar's 'n baie belangrike ekotourisme komponent aan Ankole wat dit baie goed aanvul wanneer jy mense in die lodge het, wanneer daar mense in die omgewing is wat na die beeste kom kyk. Daar's 'n baie groot vraag. Omdat daar so min Ankole in die wêreld in Suid-Afrika is, laat ek dit ver tot Suid-Afrika werklik,
Daar's geweldig min van hulle. Weet, ons het net oor 2000 geregistreerde volbloed Ankole beeste tans in Suid-Afrika, wat baie min is. So daar is 'n baie groot vraag dan om na die diere te kan kom kyk. Wanneer jy na die Ankole kyk, is hulle indrukwekkende beeste. En hulle pas baie goed aan saam met die wildlewe. Daar's geen konflik tussen Ankole en die wilde diere, tussen het sy buffels, swart bitpense en nyalas en dis meer. Daar's geen probleem tussen hulle nie. Hulle pas baie maklik in die ekosisteem aan. So dit is 'n baie groot voordeel om hulle te kan hê. Wat dan ook 'n belangrike komponent van die mark is. Ons beoog om altyd met die embriowerk voort te gaan. Die rede hoekom ons altyd embriowerk sal doen is die genetiese diversiteit. Dit gee vir jou absoluut die geleentheid om die beste genetika wat daar is te kry, te gebruik. Jy kan die beste bulle gebruik. Ons koop semen op oralste waar ons kan, want dit gee vir jou daai geleentheid. So die genetiese diversiteit is absoluut essensieel. Ons sal baie graag 'n groter groep wil hê waarmee ons kan teel. Ons is baie trots op die jong bul wat ons gebruik op die oomblik. Ons glo hy gaan 'n monsterbul word in hierdie proses. En ja, ons is baie opgewonde oor die toekoms van Ankole teeling in Suid-Afrika. Dis boere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors.